Hy spog met verskeie goue medaljes vir fietsry in die Paralimpiese spele, asook 11 wêreldkampioenskaptitels en 3 wêreldrekords. Maar wat Jaco van Gas se storie buitengewoon maak, is die absolute hel wat hy eers deurgemaak het en die veerkragtigheid en bittereindersgees wat hy daarna getoon het om te wees waar hy vandag is. Ons het sy storie gaan hoor. Dit het als begin met sy besluit om na skool by die Britse weermag aan te sluit. 'n Omgewing waar hy sou floreer, maar wat uiteindelik ook sy lewe onherroepelik sou verander. Ek het nogals altyd net so gevoel in my hart gehad dat ek net iets anders wou doen. Ek wou nie net die normale pad volg en gaan studeer en 'n gewone werk kry of so nie. Ek dink die groot ding wat my regtig geïnspireer het was daai aande om die kampvuure saam met my oupa en my pa en daai stories van toe hulle in die weermag was, toe hulle Suid-Afrikaanse diens gedoen het. Dit was net vir my soos 'n hele ander lewe en ja, dit het my net ingespireer en ek het al gedink, "Jessie, dit is nogals iets wat ek graag sou wil doen." Kyk, dit was die vroeg 2000s. So die Suid-Afrikaanse weermag was nie regtig vir jou opsie gewees in daai stadium nie. So jou opsies was om oorsee te gaan. Ek het direk vir my pa gewerk. Hy sy eie besigheid gehad. Hy was 'n entrepreneur. Ek het selfs my eie een gehad. Ek het firelighters verkoop en allerlei sulke goedjies. Die army was altyd in my agterkop en omdat my suster in Engeland gebly het ek haar gevra kan sy my 'n bietjie help net om half soos research te doen. En ja, omdat ons deel is van die Commonwealth, kan ons as Suid-Afrikaners die Britse weermag join. En toe weet ek, Jessie, dis presies wat ek wil doen. In 2006 is hy op die vliegtuig na Engeland. Hy slaag 'n strawwe keuringsproses vir basiese opleiding en word eintlik ook vir die gesogte valskermregiment gekeur. Jy het vars geland uit die vliegtuig uit. Toe gaan jy na die kantore toe om op te sign, as ek dit so kan stel. Ja, in die careers office het een van die ander soldate of hy was ek dink hy was 'n korporaal van 'n ander regiment wat ons probeer aansluit het want hulle las Suid-Afrikaners. Hulle weet Suid-Afrikaners is fiks. Hulle weet hulle werk hard en hulle weet hulle is goeie soldate. So almal probeer 20 jaar terug, Daai dae net so voor ons uit die deur uitstap. Dis 'n ander korporaal wat by die trappe afstap en hy het ons aksent gehoor. En hy het ons net 'n pamflet gegee, 'n leaflet. En hy sê, "Wel, kyk hierna. Al julle Suid-Afrikaners join die Parachute Regiment." En ek is huis toe, ek is op die internet. Ek het uitgevind die Parachute Regiment is een van die hardste, die moeilikste regimente om te join. So uit 100 ouetjies wat sal begin met dag 1 se training, se aansoek, sal net 20 dit maak. So dit was net so 'n groot challenge. Die Britse weermag in itself het 'n standaard. Ja. Die Parachute Regiment het 'n standaard van hulle eie. Ja, is nog dis nog een op. En toe weet ek, dis een van my. So na jou 6 maande toe jy daai dag daai vlekkies van jou gekry het. Hoe het dit gevoel? Dit was ongelooflik. En my ma daar te hê, my suster was daar ook. Ja, dit was regtig een van die ongelooflikste dae en regtig net een van daai dae wat jy regtig voel jy het iets bereik in jou lewe. Ek is nou deel van iets regtig klein in die wêreld. In 2008 met sy valskermsoldaat vlekkies toegeken, word hy in Afghanistan ontplooi. Hy was vir 2 6 maande toere in die land en het elke oomblik daarvan geniet tot op die dag van sy 23ste verjaarsdag, waar sy lewe drasties sou verander. Die oproep om te weet nou gaan jy Afghanistan toe. Wat het hier jou kop gegaan? Excitement. Ja. Ja, dit is waarvoor ons join. Is daar 'n mate van vrees? Natuurlik, ja. En ek dink bang is goed want dit meen jy gee om. Ja. En bang hou jou op jou hoede ook. Die rol wat ek gespeel het gemeen dat ons agter high value targets aangaan. Ja. So meeste van ons operasies was in die aand. So ons het agter die Taliban leiers aangegaan. Dit was amper soos letterlik soos 'n action movie. En jy's toe, dit was jou tweede toer. Dis hy. Op die oggend, wel die vooraand van jou 23ste verjaarsdag, 19 Augustus 2009. Toe gebeur wat? Ek het omtrent 2 weke oorgehad wat ek nog in Afghanistan moes wees. Hierdie was seker een van ons finale operasies wat ons sou doen. Ons het baie goeie intelligensie gekry van 'n high value target wat ons vir lank al gesoek het. En ons het gehoor dat hy in die land is en ons het geweet waar hy is. En dit was 'n baie suksesvolle operasie en is actually op pad uit terug in die woestyn in waar die helikopters ons gaan optel. En julle het ook nou nog 10, 11 ouens saam met julle wat julle gevange geneem. So nou het ons al die ouens wat ons saam met ons wat ons gevang het saam met ons. Omtrent 30, 40 minute in
toe sien ons 'n paar ouens beweeg. Dis omtrent so teen hierdie tyd so 1:30, 2:00 die oggend. So officially is dit my verjaarsdag, dis die 20 Augustus, maar mense dink nie eers daaraan nie. Ja. Toe sien ons nou hierdie ouens op die hoë grond en ons kan sien hulle silhouette en toe ons weer kyk, toe pluk een van die ouens se AK-47 uit en skiet in ons general direction in. Ja. Baie vinnig het ons agtergekom dat dis 'n baie groter mag as wat ons gedink het. Daar was nie net hierdie ouens nie. Die intensiteit van die vuurgeveg het toe baie vinnig gegroei. Toe word 2 RPG's van my linkerkant af geskiet. Die eerste een het oor ons koppe gekom en ontplof in die verte en die tweede een was laag geskiet. So die tweede een het gebounce en gericochet. Toe tref die rocket my. En ja, dit is toe wat ek beseer is. Ek dink ek was soos 'n paar sekondes uit, maar dit het baie langer gevoel. En ek onthou my ore was seer, my klere was aan die brand en ek onthou ek het myself half uitgeslaan. Ek was net so confused. Ja. Ek weet nie hoekom is ek hier? Wat het gebeur? En al wat deur my kop gaan was ek moet terugkom in die firefight. Ek moet help, ek moet skiet. En dis toe ek half probeer terug opsit dat ek toe realiseer dat my arm is af. En intussen skiet hulle nog. In die tussentyd skiet hulle nog. Die Taliban was actually besig om op ons te advance. Hulle was besig om ons te overrun. Ja, Jaco. Terwyl die medic met my gepraat het en my probeer help het en my lewe gered het. 'n Paar keer moes hy stop en sy lyf oor my gooi en ek onthou die support fire, die artillery ingekom het. En dit was so naby aan ons omdat die Taliban so naby aan ons was. Ja. Dat ek die vibrasies op die grond deur my rug kon voel. Ja. Ons het die hostages wat ons na moet kyk. Ons moet seker maak onder Geneva Convention, ons moet seker maak dat hulle veilig is. Dit is vir my nogal 'n ding want nou lees ek dit dan dink ek moet mens nou nog oor hulle ook worry. Ja. Hierdie ouens is skurke. Ja. Nou moet jy bekommerd wees oor So hulle. ons moet nou nog hulle lewens ook in ag neem. Ja. Ons eie lewens in Ja. ag neem. En 'n groot ding vir jou was jy moet wakker bly. Jy het geweet jy moet wakker bly. Ja. Ek wou net nie 'n burden wees. Ons is al klaar in 'n situasie wat nie ideaal is nie. Solank ek net op die helikopter kom, dan is dit fyn. As ons almal net op die helikopter kan kom, dan is dit okay. Hy verloor sy linkerarm, skrapnel beskadig sy ingewande en sy linkerknie word onder meer vergrys. Hy word na 'n Amerikaanse veldhospitaal geneem en word daarna vir 6 dae in 'n mediese koma geplaas. Die skade het 11 operasies en intensiewe rehabilitasie tot gevolg. Ek kan onthou dat ek die arm verloor het. Soos daai aand soos ek sê, Jy was bewus daarvan. Ek was bewus dat ek my arm verloor het, maar toe ek op myself afkyk, toe het ek nie regtig geweet wat aangaan nie. Toe ek, okay, wow, dit is regtig baie erger as wat ek gedink het. Soos ek sê, ek kan onthou die arm en ek tog, jy sê, tegnologie is so ver advanced, ek sal 'n protese kry en voor ek weer kyk is ek terug in Afghanistan en ek kan my pelle gaan help. Want dis die ding wat jou gedryf het, is om terug Dis te die gaan. ding wat ek my gedryf het, om terug te gaan. Almal vra, dit moet so erg wees om 'n arm te verloor. En ek sê, actually, dis half die meer minor injury wat ek gehad het. Die colostomy in die been was vir my baie erger, want die colostomy was vir my soos half, dit was meer my confidence. Ek het regtig baie restricted gevoel. Dit was regtig baie moeilik. En ek het net geweet wat die lewe gaan bring en behels nie. 11 operasies later, Jaco. Hoeveel maande in rehabilitasie? Van voor af leer loop? Sure. Ek dink dit was ten minste 8 maande in rehabilitasie. Sure. 24/7. Dit is half net om my te kry in 'n plek waar ek half meer gemaklik voel met myself en half meer aanvaar het wat met my gebeur het en wie ek is en wat ek is nou. Ek dink die overall rehabilitasie is baie langer en dit is seker never ending. Jaco, jou ma se teenwoordigheid in daai tyd was ook iets in die hospitaal as ons regter gaan soontoe wat jou gemotiveer het, en jou gehelp het. Ek kon onthou die seer in die hartseer wat sy gehad het en vir my 'n dryf om beter te word en te bewys dat ek okay gaan wees was om vir haar te bewys dat ek okay is. Na die breek hoor ons alles van Jaco se Noordpool-ekspedisie en hoe dit die koers van sy lewe verander het.
Hy kry in 2011 die geleentheid om deur 'n liefdadigheidsorganisasie Walking with the Wounded 'n ekspedisie na die Noordpool saam met ander beseerde soldate aan te pak. Die eerste keer wat 'n span met die tipe fisiese uitdaging sonder ondersteuningsspanne die ekspedisie voltooi. Ek was in my rehabilitasie en 'n vriend van my het hierdie e-pos vir my aangestuur. Hy het gesê, hier's hierdie ekspedisie na die Noordpool toe. Ek dink dis iets wat jy nodig het. Dis net vir jou. Hoe daai ervaring jou lewens uitkyk en jou lewenskoers verander? Totaal. Dit het regtig weer eens om te kom van waar ek was actually baie nervous. Ek was baie senuweeagtig van kan ek dit actually doen? Maar wat ons voorbereiding en die ekspedisie self het vir my geleer dat eerstens jy hoef nie te doen op jou eie nie. Ons is 'n span. En die grootste ding wat ek geleer het van daai was that we had to know each other's strengths and we had to know each other's weaknesses. And that was the only way we can succeed. Ek het ook geleer om te vra vir hulp. Dit was almal gewonde soldate gewees. Almal was gewone soldate, ja. So julle het ook almal daai militêre agtergrond. En soveel mense het vir julle gesê, ouens, julle kan nie dit doen nie. Baie mense in die army het vir ons gesê ons kan dit nie doen nie. Baie mense in die avontuurwêreld het vir ons gesê die beserings wat ons het is te erg. Die afstand wat ons wou doen was te lank. So ja, dit was regtig ongelooflik om almal verkeerd te bewys en te bewys weer eens as jy die regte span het, as jy die regte mindset het, as jy reg voorberei vir iets, daar's niks wat jou regtig kan stop nie. En afgesien van die hele ekspedisie wat reeds 'n vreeslike groot ervaring was in daai tyd was hy nog Prins Harry saam met julle vir 'n paar dae. Prins Harry was ongelooflik. Dit was so ongelooflik om te sien iemand wat inkoop in ons visie en wat ons wou doen en waar ons wou gaan. Maar ek was net so verbaas hoe menslik hy is. Ja, ons het obviously die kans gehad om die koningin te ontmoet, Prins Charles, nou King Charles. Ek het actually rugby saam met Prins William gekyk in Wallis. En soos ek sê, op die einde van die dag is hulle ook maar net mense en hulle is regtig ongelooflik en probeer goed doen in die wêreld. Dit was egter net die eerste in 'n reeks nuwe avonture. Die oomblik toe sy bene dit toelaat, het hy reeds voor die ekspedisie begin ski en aan maratonne en halfmaratonne deelgeneem. Hy verower 'n paar van die wêreld se hoogste pieke en is deel van die eerste gestremde duo wat die Tawe Absa Cape Epic voltooi. Jy het 'n loopbaan nou geskep uit avontuur en as 'n avonturier. Jy het voor die ekspedisie nog, het jy begin ski deur die weermag. Ek dink skiing was 'n goeie platform vir my. Ja. Om te dink as ek kan ski, om te leer om te ski. Okay, wat anders kan ek doen? En Wanneer doen jy alles? Halfmaratonne, maratonne en die berge. ja, ek het regtig verlief geval op die berge. Everest? Everest was een van daai dinge wat ek net nooit in my lewe gedink het. Ek sou doen nie of die kans gehad het om te doen nie. Is ook op Everest waar jy wil ek amper sê baie naby aan die dood omgedraai het. Ja, Nou 'n ontkoming. baie nou aankoming. Ons het ons hele acclimatization phase gedoen Ja. and a time window appeared for us to try and get to the summit of Everest. So it was about 12 o'clock at night. We started our climb and I got to a checkpoint and literally almost as if we set foot into this area, we had a big crack. And then suddenly we realized that it's an avalanche. En nou is dit nag, jy kan nie sien nie. You can only see what your head torch is showing you. Ja. En ek het toe aanklip uit die safety rope uit. En ek sprint toe oor. Daar's 'n groot ice boulder. Ja. En ek staan toe agter dit. En letterlik net soos toe my voete agter dit is, toe kom die avalanche verby. Die adrenalien en alles wat deur jou kop gaan in jou gedagtes op daai selfe oomblik is moeilik om in woorde te sit. Ja, sien, Jaco het dit jou 'n bietjie teruggevat na die aand toe jy beseer was. Baie. Dit getrigger. Al wat ek weet is ek moes uit daai area uitkom. Teen die tyd wat ons in die tweede kamp in is, dis dit omtrent 8:00 die oggend. Ek het nog nooit so leeg gevoel in my lewe nie. Net van wat nou net met my gebeur het en alles wat ons moes stuur was en net jy moet net aanpush, jy moet net aanhou. Jy kan nie stil staan en dink
wat gebeur het. En vir die volgende paar aande, daai aand in kamp 2 in my tent, kon ek net nie slaap nie. En ek het net daai flashbacks gehad van toe ek weer terug was in die army. Julle kon nie summit nie want die weer was so rof, maar genadiglik van ons 11 mense op die berg dood in daai tydperk. Dis reg. Nee, as ek reg. Ja. Maar jy het 'n klomp ander berge gesummit. Dit het nie lank gevat vir ons om te sit en te dink, wel, wat's volgende nie. Hoekom doen ons nie net as 'n paar vriende die 7 summits nie? So die hoogste berg op elke kontinent nie. Tussen dit alles deur het jy ook begin fietsry. Ek was besig om uit die army uit te gaan. Ek moes die weermag los. So ek het self nie geweet wat ek wou doen en waar ek wou gaan nie. En ewe skielik toe dink ek, "Jessie, dit sal amazing wees om miskien 'n atleet te wees en eendag deel te neem aan die Paralimpiese spele." En ja, ek het altyd 'n passie gehad vir fietsry en dit was half soos 'n natuurlike iets wat ek net wou probeer. Net sê jy maak nie laag nie, nee. Ek gaan gou die blok ry en kyk hoe gaan dit nie. Jy het selfs die Cape Epic gedoen, Jaco. Ja. Jy en 'n vriend. Dis reg. 'n Baie goeie vriend van my is 'n Suid-Afrikaanse fietsryer. Hy het die Epic 'n paar jaar terug gedoen. Hy sê vir my, "Maar het jy geweet nog nooit het 'n span van 2 en al 2 ouens wat 'n besering het, die Epic voltooi nie." En ek is so, okay, dis 'n great challenge. En Stu Croxford, 'n baie goeie vriend van my, hy's 'n below knee amputee. Ons het 'n paar goedjies saam gedoen en ek het net geweet, hy's iemand saam met wie ek so iets kan doen. Na bloed, sweet en trane begin sy harde werk vrugte afwerp. Met sy vasbyt en deursettingsvermoë spog hy tans met 11 wêreldkampioenskaptitels, 3 wêreldrekords, 2 goue medaljes in Tokio en 2 goues by Frankryk se Paralimpiese spele. Wat was vir jou hoogtepunt in Tokio en in Parys? So hoogtepunt in Tokio was die individual pursuit om daai goud te wen en boonop dit 'n wêreldrekord op te stel ook dit was net ongelooflik. Ek het regtig dit nie eers verwag nie. En vir Parys sal ek sê was dit dieselfde. Dit was weer eens die individual pursuit, maar hierdie keer om my eie rekord te verbeter. He is the champion for the second Paralympic Games in a row. Maar actually hierdie keer om 'n medalje te kry en op die paviljoen te staan en my vrou se gesig te sien. In Tokio was daar geen toeskouers. Dit was leë stadiums. Dit is regtig actually wat my aangedryf het om aan te hou en Parys toe te gaan. Nou moet jy my vertel van Catherine. Sy is ongelooflik. Sy is my alles. Sy's Brits. Sy's Brits. Sy het gewerk vir 'n maatskappy wat regtig baie omgegee het oor die Britse weermag en die soldate en hulle het baie charity events gehad. En ek is toe 'n brand ambassador vir haar maatskappy. Ons is net hierdie ongelooflike span. Kyk, ek is so blessed om haar in my lewe te hê. So ja, sy's amazing. Britse vrou, jy ry vir die Britse span, jy was nie Britse weermag, so nog so 'n stukkie Suid-Afrikaner oor, Jaco. Daar sal altyd 'n stukkie Suid-Afrikaner oor wees, ja. Ek weet, ek sukkel soms met die Afrikaans en ons gooi mos 'n bietjie Engelse woorde, maar daar sal altyd 'n bietjie Suid-Afrikaans in my wees. Ek is so trots op wie ek is en wat ek is en waar ek vandaan kom. Dis ongelooflik. Wat dink jy sou daai ou in die bed gedink het as jy net vir hom so 'n glimps kon gee van waar jy nou is? As jy sou inloop in my hospitaalkamer en vir my sê, Jaco, eendag gaan jy weer kan loop, jy gaan hardloop, jy gaan maratonne doen, jou fietsrycarrière, die ski, Everest, Noordpool. In daai oomblik en daai plek waar ek was, sal ek vir jou sê nooit. Maar ek dink dit bewys vir myself en hopelik vir ander mense ook dat in jou moeilikste tye kan jy opstaan. En nou, sonder 'n arm en 'n paar beserings in my been en so, ek dink ek het 'n beter lewe nou as wat ek ooit sou wees, want waar sou my lewe wees as ek nie hier was nie? Dis bo-menslike deursettingsvermoë, 'n onverskrokke veggees en 'n hardkoppige weiering om op te gee, wat vandag van Jaco 'n wêreldkampioen maak. Maar bo alles begin dit by 'n besluit om op te staan en aan te gaan.